Nou, eendag het Mantis aan die veld gaan stap. En toe kom daar 'n heuningvoeltjie aan. En die heuningvoeltjie roep hom en lok hom na waar Kotie is. Vet byenes in 'n dooie boomstam weggesteek het. En Mantis haal versigtig 'n heuningkoek uit met jong bye in en voer dit vir die heuningvoeltjie. Die heuningvoeltjie is baie gelukkig. Mantis haal nog 'n heuningkoek uit met baie heuning in en hy roep sy liefling klipspringertjie om aan die heuning te kom smil. Maar o wee, daar kom 'n groot ou olifantbul soos 'n donderwolk aan. Baie kwaad want hy word dan nou afgeskeep. En hy gryp die klipspringertjie en met een sluk hy hom in. Mantis kyk rond, wat gaan hy nou doen? Die heuningvoeltjie bied 'n sterk veertjie aan. Mantis vat nog 'n heuningkoek, voer dit vir die olifant en saam met die heuningkoek glip hy in die olifant se keel af. Hy troos die arme ou verskrikte klipspringertjie en hy begin die olifant se binneste kielie met die veer. En dis nie lank nie of die olifant bring hom op en die klipspringertjie en die heuning. En van die dag af is al die olifante maar knorrig en omgekrap en die klipspringertjie se vel lyk na heuning. Nou goed, kom ons wees nou realisties. Olifante eet nie regtig heuning nie. Om die waarheid te sê, hulle is bang vir bye. In Kenia plant die mense byekorwe rondom hulle lande om te sorg dat die olifante nie kom verniel nie. En klipspringertjies eet waarskynlik ook nie heuning nie. En hulle pels is die kleur want hulle het donker harde hare buite om hulle te beskerm teen klippe en so aan, maar die onderpels is redelik lig. So wat vertel die storie vir ons? Moet 'n mens nou weet dat boelies gaan hulle loon kry? Wat moet ons leer uit hierdie storie uit? Of is dit net 'n mooi storieetjie wat ons lekker kan geniet? Baie dankie.